Jeremia 28 vers 16 en die profeet Jeremia het aan die profeet Hananja gesê: Luister tog Hananja, die Here het jou nie gestuur nie, maar jy het hierdie volk op leuns laat vertrou. Daarom so sê die Here: Kyk, ek werp jou van die aarde af weg. Hierdie jaar sal jy sterwe, omdat jy afval van die Here verkondig het. Dit is 'n ernstige boodskap. Ja, miljoene mense sterf elke jaar en tot miljoene kom die waarskuwing: hierdie jaar sal jy sterwe. Volgens die Wêreldorganisasie sterf 105 mense elke minuut, 6300 mense in 'n uur. In 2022 was die wêreldsterftesyfer 67,1 miljoen. Die dood is die stem van God. Die Here stel die dag van ons geboorte vas en ook die uur van ons heengaan. En vir die goddelose mense bring die dood 'n boodskap van verskrikking, want die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Hoe vreeslik is die gedagte dat 'n mens die dood sonder God kan ingaan? Hoe donker moet die doodsvallei dan wees? Want God sal nie daar wees om die donker doodsvallei te verlig nie. Die vertroosting wat verbind is aan die stok en die staf van die goeie herder sal daar nie ondervind word nie. Hoe word hulle in 'n oomblik voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot nood deur verskrikking. So beskryf Asaf die heengaan van die goddelose. Hoe anders is die heengaan van God se kinders? Beswyk die vlees en die hart van die gelowige, is God die rots van sy hart en sy deel in ewigheid. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Vir hulle is die lewe Christus en die dood die wins. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê: Want as ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. In Korintiërs 2 vers 17 lees ons: Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewig gewig van heerlikheid. Hoor hoe Paulus sy lewe afgesluit het in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgeskiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Dankie Vader dat ons vandag kan ingaan met die wete dat ons gered is deur die bloed van Jesus. Dankie Jesus dat U lewe vir my gegee het, sodat ek nie hoef bang te wees vir die dood nie, maar kan uitsien daarna, want dit is wanneer die tydelik met die ewige vervang word en ek by U kan wees. Amen.